Nou, ek dink dieselfde sien Satan dit so wanneer jy die evangelie verkondig. Dis daai skoene met die spikes aan ons verbrysel hom, ons veg teen hom, maar vir die mense wat ons bevry, is dit 'n mooi ding. En daai mooi skoene soos wat jy amper soos ek nou gelees het uit Jesaja uit. En nou 'n interessante skrif is vir my was Romeine 16 vers 20 wat sê God wat vrede gee sal Satan spoedig onder julle voete verpletter. Is dit nie awesome nie? So, Dis interessant. dit is presies wat gebeur. Satan verpletter onder hy skoene van bereidheid wanneer ons die evangelie uitdra. Dis 100% interessant. En die enigste manier hoe God se vrede kan bring na die wêreld en na die individu toe is om die een te verpletter wat verantwoordelik is vir die onrus in die wêreld en ook die onrus in mense se lewens. En ons weet natuurlik wie veroorsaak dit. Dit is die bose, dit is Satan en sy maatjies wat al hierdie goed veroorsaak in die wêreld. En soos ons gesê het, uit Satan se perspektief is die evangelie baie dodelik, maar vir die gevangenes is dit bevryding. So kom ons kyk ook bietjie uit die perspektief uit 'n geestelike oorlog se punt uit. Wanneer ons onder aanval is geestelik, wat doen mense meeste van die tyd? As jy nou onder geestelike aanval is, of iemand verloor sy werk, of na hy sy beste gegee het, of wat ook al die geval is, al hierdie goed, dis nie sy skuld nie, maar hierdie vyand bly hom aanval. Is dit sy huwelik, is dit sy werk, maak saak wat dit is nie. Jy besef, hoor, hierdie goed kan nie menslik wees nie, dit moet 'n geestelike oorlog wees wat hier aan die gang is. Wat doen meeste mense wanneer hulle in daai situasie kom? Hulle aanvaar dit seker? Jy sien, dit is die ding wat ek nou daaroor gedink het. Meeste mense begin moan, Ja. begin hulle self jammer kry, word introverte, hulle praat nie meer oor die Here nie, Speel die victim. speel die victim, o Here, kry my jammer, Ja. kyk tog na my, dit gaan so sleg met my. Maar ons vergeet, ons is in 'n oorlog, in plaas daarvan om weg te hardloop, om weg te skram, om 'n introvert te wees, is ons eintlik veronderstel om op die aanval te wees. Dis interessant. En so die beste manier wanneer jy aangeval word is om terug aan te val. En dan om die evangelie van Jesus Christus met ander mense te deel en te verkondig. Maar die ding is, meeste van die mense dink nooit so daaraan nie. Want wanneer ons aangeval word, dan wil ons mos nie meer die evangelie verkondig nie. Dink bietjie daaraan kinders van die Here, as dit sleg gaan met hulle, hoor jy niemand van hulle praat oor die evangelie nie. Jy hoor niemand gaan nog steeds uit en gaan vertel vir ander mense hoe goed God is nie. Want nou wil hy dit nie doen nie, want dit gaan sleg met hom. Maar volwasse Christene deel die Dis evangelie interessant.